Hoi almal, ek groet julle vandag in die wonderlike naam van Jesus. Die wat my nie ken nie, my naam is Michelle Foster. Ek is opgeroep om 'n instrument van God te wees waar hy my gebruik om die volle waarheid van die evangelie te versprei en disippels van mense te maak. Alles wat ek vandag spreek kom nie uit myself uit nie, maar uit die woord. Ek vat volle verantwoordelikheid vir wat ek vandag hier spreek. Ek het besluit om weer die 4de boek van die evangelieboeke te lees namens Johannes. Ek het die boek al so baie oor en oor gelees, maar nooit so groot openbaring van dit gekry soos ek nou het nie. Die volgende vers sê vir my hoekom. Hebreërs 4 vers 12 tot 13 sê, die woord as swaard. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Baie mense het ook al die 4 evangelieboeke gelees, namens Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en weet min of meer wat daar staan. Dit is die groot probleem, omdat jy min of meer weet en nie die volle waarheid nie. Jy dink omdat jy dit al gelees het, hoef jy dit nie weer te lees nie, want niks het verander nie, maar Hebreërs 4 vers 12 tot 13 het nou bevestig dat God se woord lewendig is. Dink jy dat God op een slag vir jou die volle openbaring van sy woord sal gee? As hy dit doen, hoef jy dan mos nou nooit weer jou Bybel oop te maak of jou verhouding beter te maak met die Here nie. Wat is dan die nut daarvan? Die woord sê, die wat volhard tot die einde sal gered word. Jy moet elke dag die Bybel lees. Lees dit oor en oor en oor. Elke liewe keer openbaar die Here vir jou iets nuuts, al het jy 'n spesifieke vers al 100 keer gelees. Gewoonlik as 'n nuwe Christen vir my vra waar hulle die Bybel moet begin lees, dan gee ek die raad dat hulle by Matteus moet begin en regdeur lees tot in die Nuwe Testament behalwe Openbaring, en dan kan hulle weer by Genesis begin. Dit het vir my gewerk, maar dit is nie vir my belangrik dat jy om te kyk hoeveel keer jy die Bybel deurlees nie. Dit gaan oor jy verstaan wat jy lees. Vat boek vir boek en bestudeer dit. Maar nou het ek 'n rude awakening gekry toe ek die eerste gedeelte van Matteus lees. Dit gaan oor die stam van Jesus en waar hy vandaan kom. So met ander woorde, die nuwe Christen wat ek by die raad gegee het om by Matteus moet begin lees, moet deur 28 stamme se name gaan. Tot ek raak die mekaar en gaan van die punt van die lees af. En die Here sê vir my, ek moet net aanhou lees, al voel dit hoe onbenullig. Ek hou toe aan lees en dit slaan my soos 'n nat snoek oor die kop. God het 'n belofte gemaak aan Dawid, dat sy bloedvyn vir ewig sal regeer. So Jesus is uit die stam van Dawid gebore, maar as jy nou die boeke 1 en 2 konings gaan lees, gaan jy besef, dat al die konings wat regeer het, nie heilig was nie. Daar was 'n hele paar wat hulle alies gesien het, omdat hulle buite God se bepalings en riglyne afgedwaal het. Nie elke koning het die wil van God gedoen nie, maar Jesus is tog uit die stam gebore. Met al die stam se foute was daar 'n perfekte man gebore, waar die sonde gestop het. Niemand is uit Jesus gebore nie, hy was die laaste van die stam, en hy het die sonde kom stop. In die eerste boek Genesis lees ons hoe Adam en Eva in harmonie saam God gewandel het, tot die duiwel sy verskyning gemaak het. Adam en Eva se sonde het 'n wig tussen die mensdom en God gebring. Deur die hele Ou Testament het Israel in opstand gekom teen God. Die sonde was tussen hulle en God. God het sy profete gekies om sy woord en waarskuwings te versprei, maar niemand wou na die profete luister nie. Na God die Israeliete vir 400 jaar in ballingskap gehou het hy Jesus aarde toe gestuur. Jesus se doel op aarde was om die sonde se plek in te neem tussen die mens en God. Die eerste hoofstuk van Johannes het my gees geruk. Ek het nog nooit so openbaring ontvang deur 'n boek van die Bybel wat ek oor en oor gelees het nie. Ek wil net so 'n stukkie vir julle lees. Daar is so baie mense wat nie glo dat Jesus 'n regte mens was nie. Baie mense glo dat die Bybel geskryf is deur mense wat hulle eie opinies het en die dinge anders sien as die ander mense. Daar is 66 boeke in die Bybel geskryf deur 40 mense. 39 was Jode en 1 was 'n nie-Jood. Dit is oor 3 kontinente geskryf en tog was die gevolgtrekking dieselfde, namens Jesus. Jesus is die woord.
Die woord sê die volgende. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die Bybel is nie net 'n klomp getuienisse oor God en Jesus nie, dit is 'n versameling skrifte waarin en waardeur God hom aan mense bekend gemaak het. As dit nie vir die skrywe was nie, hoe sou ons vir God en vir Jesus leer ken het? Hoe sou ons 'n verhouding kon bou met ons Skepper, met die drie enige God, as ons nie die Bybel gehad het nie? Hy het hierdie spesifieke mense gebruik om hom aan die mensdom te openbaar. Matteus 5 vers 17 tot 20 sê, die vervulling van die wet, moenie dink dat ek gekom het, dis Jesus wat self hierso praat, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wanneer ons die Heilige Gees ontvang deur wedergeboorte, dan moet ons onsself aan die kruis vasspyker en nie opstaan in Jesus. Gaan lees gerus Johannes 3, waar Jesus vir Nikodemus verduidelik hoe om in die koninkryk van God te kom. Daar is net twee koninkryke in die gees, namens God se koninkryk en die duiwelse koninkryk. Jy het of lig of duisternis in jou. Net so is dit wanneer jy tot volle inkeer kom, dan word al daai demoongoggas uit jou uitgewas, saam met die eie ek, en God doop jou met die Heilige Gees, wat dan die plek in jou liggaam oorneem. Dit is wanneer jy die Heilige Gees toelaat, om jou deur die lewe te lei, sodat jy nie weer terugval in die wêreld nie. Galasiërs 5 vers 16 sê vir ons, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is 'n stryd met wat die Gees wil hê, en wat die Gees wil hê is 'n stryd met die wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die vlees en gees is permanent in oorlog teenoor mekaar. Die woord sê die gees is sterk, maar die vlees is swak. Ons kan nie ingee op ons vleeslike begeertes as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei nie. Die wet van Moses was bedoel vir die vlees. Die wet van Moses kom wel van God af, en die wet was gebruik om vir die mense te wys wat reg en verkeerd was. As dit nie vir die wet was nie, dan sou niemand geweet het om dood te maak is 'n sonde nie, of om afgode te aanbid is om in opstand teen jou Skepper te kom nie. So almal stem saam dat die wet goed was. Die mense was so swak dat hulle nie eers die wet kon byhou nie. Mense was doodgegooi met klippe as hulle die wet nie nagekom het nie. Daar was absoluut geen genade nie. Die mense het nie geweet wat genade beteken nie. Wanneer die Heilige Gees in jou is en jy jouself oorgegee het en jouself verloon het en God toegelaat het om jou deur sy Gees te laat lei, sê Romeine 8 vers 4 tot 8 die volgende. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. God het geweet die mense sukkel om die wet te onderhou en word doodgemaak omdat hulle so gesukkel het. Toe stuur hy Jesus. En dit is waar ek nou vir julle in Johannes gaan lees. Terwyl die volk van God so gesukkel het om by die wette te hou, was Jesus en die Heilige Gees reeds saam met God.
Spits jou ore om die volle waarheid te ontvang. Johannes 1 vanaf vers 1. Die woord het mens geword. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mens. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Jesus word beskryf as die lig wat aarde toe gekom het, want die aarde was donker van die sonde. Hy moes die duisternis, die donker kom doodmaak met die lig. Wat het God eers geskape in Genesis voor enigiets anders? Die lig. Want die aarde was donker. Van die begin af het God die lig en die donker geskei, want dit kan nie saam funksioneer nie. Net so is dit in vandag se tyd. As jy dit in gees evalueer, dan besef jy kan nie sê die lig is in jou as jy aspris in die donker lewe nie. Johannes sê Jesus is die lig, en wanneer die Heilige Gees in jou is, dan is jy 'n teenwoordiger van die lig, en die lig skyn deur jou, jy is nie self die lig nie. Maar wanneer jy nie die Heilige Gees in jou het nie, dan is jy donker in jou gees, en jy kan nie die lig se teenwoordiger wees nie. Kom ons gaan op vers 6 toe. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal wat deur hom tot geloof gekom het, sodat almal deur hom tot geloof kan kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Johannes die Doper is met die Heilige Gees gebore. Julle kan dit gaan lees in Lukas 1 vanaf vers 15. God het Johannes die Doper klaar gekies voor sy geboorte om van die lig namens Jesus te getuig. Hy self was nie die lig nie. Hy was net 'n getuienis, net soos ek en jy vandag hier op aarde. Die Heilige Gees in ons getuig van die lig. Ons self is nie die lig nie. Kom ek lees aan vanaf vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die koms na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Hier het God sommer dadelik beloof dat Jesus vol genade en waarheid is. Nie net genade nie. Ja, daar is genade vir sondaars, maar hulle kan nie net aan die genade hang nie. Hulle moet die waarheid ook ontvang. God het nie Jesus gestuur om net genade uit te stort nie. Hy moes eers die waarheid verkondig en uitleef, voor God sy genade uitgestort het. Kom ek lees vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die volheid van God se heerlikheid en sy identiteit het mens geword. God het as mens aarde toe gekom en niemand het hom herken nie. In die Bybelse tyd kon die mense hom nog sien en aan hom vat. Wat 'n voorreg was dit net nie. Maar vandag moet ons in geloof stap en in hom glo sonder om eers aan hom te kan raak of hom te kan sien. Dit is hoekom God die Heilige Gees vir ons gestuur het, sodat ons sy heerlikheid in ons binneste kan voel. Die disippels daai tyd het nog nie gevoel hoe dit was om God se Gees in hulle te hê nie. Eers toe Jesus na 40 dae met die Pinkster opgevaar het hemel toe stort God sy Gees af op die mense. Jy sal nie die heerlikheid van God kan voel terwyl jy die duisternis in jou het nie. Terwyl jy in wetende sonde lewe en die rebellie teen God se woord kom, gaan jy nie weet hoe dit voel om naby God te leef nie. Die lam van God. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar.
Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees gedoop is. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Johannes die Doper was 'n baie bekende prediker en het vrymoedig oor Jesus getuig sonder twyfel. 'n tipe boldness wat min mense het. God het Johannes gestuur en was juis gebore vir die doel om die pad oop te maak vir Jesus, om die mense voor te berei vir Jesus. Al was Johannes voor Jesus daar, het hy tog eenkant toe gestaan en Jesus voor hom laat uitgaan. Hy het nie hoogmoedig geraak nie, maar nederig gebly, en dit was 'n groot voorbeeld wat Johannes ook vir die mensdom kon gee het. Johannes wou nie eer en erkenning gehad het oor sy roeping nie. Hoekom was Johannes so nederig? Want die Gees van God was reeds in hom. Johannes die Doper het toegelaat dat die Gees hom lei. Hy kon steeds sy eie kop volg en sy eie keuses maak, maar hy was gebore vir 'n spesifieke doel. Net so is dit met die mens vandag. Ons is geskape vir die koninkryk van God, maar ons volg ons eie sondige natuur en kom in opstand teen ons Skepper, deur ons eie keuses, deur ons eie wil. Kolossense 1:16-18 sê, die seun van die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagsvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en die hemel met homself versoen. God het homself deur Jesus openbaar en sy heerlikheid deur Jesus weerspieël. Al die Joodse leiers wat tot God bid het, dag in en dag uit, en die wet in die mense se keelgatte afgedruk het God nie erken nie. Hulle was te hoogmoedig. Ek kan myself nie indink hoe dit moes gevoel het nie, dat jou eie skepping jou nie eers erken nie. En in vandag se lewe is dit ook so. God gebruik mense vandag hier op aarde om sy woord te versprei, maar die mense is geestelik blind en doof vir God se woord, want hulle lewe vir hulle self. Ek het nou die dag 'n vrou gesien met 'n tattoo hier op haar keel wat sê self-made. Dit is wat 90% van die mensdom dink. Al sê hulle glo in God, wys hulle lewe dit glad nie. Na Jesus se kruisiging het God ons die genade gegee wat ons nie verdien nie. Die woord sê die pad na die ewige verderf is breed en baie mense gaan daardeur, maar die pad na God toe is smal en min mense gaan daardeur. Ek wil nie eendag voor God staan en dan sê hy vir my, ek moet weggaan van hom af want hy ken my nie. Al hoe jy God gaan leer ken is as jy in jouself sterf, wedergebore word en toelaat dat God se Heilige Gees as 'n geskenk aan jou gee. Jy verdien nie die Heilige Gees nie. Jou salvation is 'n geskenk van God af. Die storie van die 10 bruidsmeisies verduidelik dit so mooi vir ons. Die 5 wat nie genoeg olie gehad het nie, het vir die ander 5 gevra om van hulle olie te gee, maar hulle kon nie. Nie omdat hulle dit nie wou gee nie, maar omdat jy nie jou salvation, jou verlossing kan gee vir ander nie. God ken elke liewe hart en hy weet wie geroep is vir sy koninkryk van God. Deur Jesus se dood kan alle mense na God toe kom. Dit beteken nie dat almal gered is nie, maar wel dat die pad vorentoe voorberei is sodat enige een wat in Christus glo, gered kan word. Deur verlossing word mense met mekaar en met God versoen. Dis bring die kruis van Jesus vrede. Nie net vrede tussen jou persoonlike verhouding saam met Jesus nie, maar in die een liggaam van Christus. Dit is die bruid van Jesus, waaroor jy kan gaan lees in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Niemand is goed genoeg om homself te red nie. As jou verlossing en redding 99.9% Jesus was en jy 0.1% was, dan was jy gedoem vir die ewige verderf.
en jy sou tot in ewigheid apart van God geleef het. Jou verlossing en bevryding is 100% God deur Jesus. Jy kan nie verlos word as jy nie glo in Jesus nie, maar om te glo is ook nie genoeg nie. Jy kan nie in Jesus glo en steeds lewe soos jy wil nie. Dit is presies wat Satan ook doen. Die woord sê in Jakobus 2 vers 19, glo jy daar is net een God? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Die duiwel en al sy bose geeste glo in Jesus, maar hulle het in opstand teen hom gekom. Hulle lewe buite sy woord en bepalings. Die mensdom lewe so gemaklik buite God se bepaling sonder om eers 'n bietjie te bewe van vrees, maar die demone vrees. As jy sê jy glo in Jesus, maar lewe buite sy woord en sy riglyne, is jy niks beter as hierdie bose geeste nie. Ek was daar, as my Facebook memories so opkom van 10+ jare terug, en ek sien hoe ek sonder enige twyfel God verheerlik het op sosiale media, soos hy deurgekom het vir my, maar steeds geen naweek kon deurmaak, sonder om dronk te word, of voor huwelikse seks te beoefen nie, dan dink ek so aan myself, wat 'n vals Christen was ek tog net nie. Maar Jesus het my kom red. So lief het God my gehad met my foute, dat hy Jesus as offer gegee het vir my sonde. Hy het my finaal kom red in 2019, want my hart was opreg en ek het die keuse in hoofletters gemaak om weg te breek van my sondige natuur af en God het my met die Heilige Gees gevul. Daar is geen manier wat ek ooit in my lewe weer sal terugval na my ou lewe toe nie. Maak nie saak deur wat se beproewing en verdrukking ek hier op aarde moet deurgaan om eendag in die koninkryk van God te kom nie. Jesus en al sy disippels het dit nie maklik gehad nie. So hoekom sal ek dit dan maklik hê? Ek wil saam met Jesus daar in die troonkamer gaan sit eendag, sodat ek sy naam tot in ewigheid kan verheerlik. Dit is hoekom ek geskape is en dit is hoekom jy geskape is. Ons is nie geskape vir die hel nie. God het nie die mensdom geskape om in die hel te gaan verbrand nie. Hoe lief het God die wêreld gehad? Gaan lees Johannes 3 vers 16 en laat dit insink. Maar hoe wys ons liefde vir God? Ons weet God het die mensdom lief, maar hoe wys jy jou liefde vir God? Ons kan ons liefde vir God toon deur God se gebooie te gehoorsaam en ons aan sy wil oor te gee, met hom te kommunikeer deur gebed en lofprysing, sy woord te lees en deur liefde en deernis aan ander te toon, dankbaarheid uitspreek, opoffering beoefen en 'n lewe lei wat op geestelike groei gesentreerd is. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 1 Johannes 2 vers 3, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daarin dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord agter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. 2 Johannes 1 vers 6 sê, en liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in liefde moet lewe. 1 Korintiërs 13 vers 13 is die vers wat meeste mense aanhaal, maar wat nie 'n klou het wat dit beteken nie. Vir die mensdom gaan dit oor liefde vir hulself en vir mense, maar eintlik moet dit eerste liefde vir God wees en dan die res. Hoe kan jy dieselfde liefde aan mense toon as jy nie die liefde van God aan hom wys nie? Ons het God lief, want hy het ons eerste lief gehad. Net so kan jy nie ander mense lief hê, voor jy nie God eerste lief hê nie. En ek het nou net gelees, om God lief te hê, is om sy gebooie te gehoorsaam. Vers 13 sê, want 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde vir God, deur om sy gebooie te gehoorsaam. 1 Tessalonisense 4 vers 8 sê, wie hierdie voorskrifte verwerp dis nie maar net mens nie, hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Ek pleit vandag by elkeen wat na my luister om terug te gaan na die tekenbord toe en self ondersoek in te stel. Die slegte dinge wat met jou gebeur het, is nie altyd God en die duiwel nie, dit is jou eie ek. God straf jou nie hier op aarde nie, dit is die nagevolge van jou eie besluite. God gaan eendag die mens straf wat hom verwerp het en hom nie lief gehad het nie. Hier het jy nou self gehoor, jy kan nie sê jy is lief vir Jesus en vir God, maar jy lei jou eie lewe nie. Hier sit ek vandag, ek werk al vir 1 jaar nie, en God het sover nog elke maand vir my voorsien. Nie net vir my nie, maar vir my seentjie
en vir my ouers by wie ons bly. Hy het bonatuurlik vir ons voorsien in elke liewe dag. Hoekom? Want ons almal is lewende heilige offers vir hom. Gaan lees gerus Romeine 12 vers 1 tot 5. Ons skatte is in die hemel en nie op aarde nie. Ons sien nie die fisiese dinge wat ons het om te oorleef as skatte en seëninge wat ons heg aan ons waarde nie. Ons heg nie ons waarde aan aardse besittings nie. Ons is dankbaar dat die Here vir ons voorsien, want alles wat ons het behoort aan hom. Hy is ons voorsiener. Ons salvation is ons seëning, onverdiend elke dag, ons redding en ons verlossing. Ons harte is opreg en ons is lief vir die Here met ons hele hart, ons hele verstand en met ons hele wese. Ons maak net op hom staat en ons vertrou net op hom. Ons aardse seëninge is net 'n bonus. Ons sit sy koninkryk eerste sodat hy die res voorsien, net soos sy woord beloof in Matteus 6. God is 'n waarsêer van sy woord. Hy is nie 'n mens dat hy verander nie. Hy is gister, vandag en in ewigheid dieselfde. Sy woord is sy eer, want sy seun het sy woord volkome openbaar. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand gaan na God toe, behalwe deur Jesus nie. Sluit asseblief die oë. Almagtige God en hemelse Vader, ek wil eers vir u dankie sê vir hierdie wonderlike woord wat u vandag vir ons gebring het, deur u woord, deur u seun. Here, dankie dat ons op u kan staatmaak en op u kan vertrou, Vader. Dankie dat ons verlossing in Jesus lê, Vader. Dankie dat Jesus die enigste weg, waarheid en lewe is. Dankie vir Jesus wat die vloek aan die kruis geword het, sodat ons elke seën en belofte van u af kan ontvang. Here, ons is so onverdiend in u genade, Here. Maar ek wil vandag in my hart vir u dankie sê, Here, dat u vir ons voorsien in elke liewe afdeling van ons lewe. Ek vra dat u elke persoon wat hier geluister het vandag, Vader, dat u hulle sal seën in elke afdeling van hulle lewe, dat u hulle sal seën met die volle vrug van die Heilige Gees en die herlewing van die Christen geloof in hulle harte. Vader, ek bid dit alles in Jesus Christus se groot en almagtige naam. Mag u perfekte wil geskied. Amen. Ek hoop julle almal het 'n lekker dag verder en mag julle 'n geseënde dag hê. Bye.